Goeiemôre broers en susters. Baie welkom. Broers en susters, kinders, ons word alleen uit genade gered. Nou vra Paulus in Romeine 6, beteken dit dan nou dat 'n mens maar kan aanhou sonde doen, want die Here gaan jou tog op die ou end vergewe? Dan sê hy, nee, hoegenaamd nie. Die sonde het mos nie meer 'n houvas op ons nie. Hoekom nie? Ons het saam met Christus gesterwe en saam met hom opgestaan. En daarom is ons dood vir die sonde. Daarom is dit onmoontlik dat ons langer in sonde sal bly voortlewe. Beskou jouself dus as dood vir die sonde en leef nou vir God. En doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Jy moet nie toelaat dat die sonde en sondige begeertes ooit weer 'n houvas op jou kry nie. Kom ons bid nou saam. Here, ons dank en loof en prys U, omdat U barmhartig en genadig is. Dit bring vir ons vrede. En daarom is dit dan ook ons bede dat ons die krag van U opstanding sal ervaar. Dat ons altyd sal onthou, die sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. Ja, ons het saam met U gesterwe, en daarom is ons dood vir die sonde. En daarom leef ons nou vir U. Help ons om dit te beleef, om dit te ervaar. Elke dag van ons lewe, hoe langer en hoe meer, dat ons inderdaad dood is vir sonde. Help ons om die nuwe lewe, die opstandingslewe te leef tot U eer. Ons bid vir ons gemeente, hulle wat siek en ongesteld is, hulle wat dalk moedeloos is, hulle vir wie dit lyk asof daar nie meer hoop is nie, en ons dra hulle aan U op, want U het uit die dood opgestaan, en dit bring vir ons altyd weer nuwe hoop. En ons weet, Here, U is altyd by ons onder alle omstandighede. Dankie vir hierdie erediens, hier waar ons U lof besing, waar ons tot U nader in gebed, waar ons ook nou U woord gaan lees, U woord wat vir ons altyd weer nuwe hoop gee en in ons geloof versterk. Amen. Ons skriflesing is uit die brief aan die Kolossense, hoofstuk 2, vanaf vers 6 tot 23. Ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, in die Grieks staan daar ontvang het, miskien meer letterlik is, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou
en versterk in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met die volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof en die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was, as gevolg van julle oortredinge en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis gespyker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en die maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, 'n nuwe maansfees of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself en hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur die gewrigte en die spiere met groeikrag wat van God kom. As julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos moenie daaraan vat of proe of raak nie. Dit is alles dinge wat deur gebruik tot niet gaan en gebaseer is op mensgemaakte voorskrifte en leringe. Hoewel hierdie voorskrifte met hulle selfopgelegde, godsdienstige, gefeinste nederigheid en liggaamlike kastyding die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard. Ons lees tot sover. Geliefdes, ons weet almal wat die betekenis van Jesus se kruisiging en opstanding is. Dit beteken
dat ons sondeskuld vergewe is. Ons het dit vanoggend saam bely, ons het dit weer gehoor in gedeeltes uit God se woord. Maar het jy al ooit daaraan gedink wat die effek van Jesus se opstanding op ons lewens is? Die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, is 'n brief wat Paulus aan die destydse gemeente in Kolosse gerig het. Nou, ons weet, Paulus het nie self die gemeente gestig nie. Wat waarskynlik gebeur het, is dat mense soos hulle rondgegaan het in ander dorpe, die evangelie gehoor het, en uiteindelik ook 'n groep gevorm het in Kolosse, onder leiding van ene Epaphras. So mense kon dink dat hierdie gemeente eintlik meer 'n samekoms van Jesus volgelinge, want die kerk het nog nie bestaan soos wat ons dit vandag ken nie. Dat hierdie ouens nog nie eintlik eerstehandse kennis gehad het van die evangelie nie. En daarom kan 'n mens verstaan waarom hulle die teiken was van dwaalleraars wat hulle op allerhande dwaalweë probeer wegvoer het. En dis die rede hoekom Paulus die brief skryf. Hy wil hulle waarsku teen teorieë en argumente, soos hy dit hier stel, wat misleidend is. Hy sê, dit berus op die oorlewering van mense en allerlei wettiese reëls en regulasies. Die basis van hierdie leer wat hulle aan julle wil verkondig, is nie Jesus Christus nie. Dis net menslike oorlewering. Nou presies wat hierdie dwaalleer behels het, kan ons nie met sekerheid sê nie. Maar nou weet jy, as 'n mens enigiets wat jy lees, so tussen die lyne lees, dan kry jy 'n goeie idee. Het waarskynlik gegaan oor okkultiese en astrologiese beginsels, idees vanuit die heidendom, wat dan vermeng was met Joodse gebruike. Min of meer so iets. En daarom vind ons dat hierdie dwaalleraars allerlei reëls en voorskrifte gehad het oor wat 'n mens nou mag eet en wat nie. Selfs, en ons het daarvan gelees hier, die aanbidding van engele is voorgeskryf. En dit op grond van visioene wat hierdie mense kon sou gesien het. Nou ek het vir u verlede week ook daarop gewys, Paulus en die mense van die antieke tyd het geleef in 'n wêreld wat wemel van engele en demone, allerhande hemelse wesens. Heersers noem Paulus hulle, magte en kragte wat 'n invloed op mense se lewens het. Paulus, ons stryd is nie net teen vlees en bloed nie, ken daai deel, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die lugruim. Nou kom hierdie dwaalleerders en hulle sê, luister, om volkome bevryding en beskerming te hê teen al hierdie hemelse wesens, moet jy hulle nog steeds aanbid en vereer. Jy moet hulle, met ander woorde, positief teenoor jou instel. En dit kan jy nou regkry deur al hierdie reëls en regulasies stiptelik na te kom. En jy moet ook sekere dinge prys gee, jy onthou van sekere dinge en baie opoffer. Waarop kom dit dan eintlik neer? Kom daarop neer dat die verlossing van Christus nie genoeg was nie.
Jy moet nou al hierdie ander goeders bydoen, om seker te maak dat jy regtig, dat jy volkome verlos is. Ja, hulle glo in Christus, maar as allerlei plusse. Christus plus die aanbidding van engele. Christus plus, jy moet hierdie reëls en regulasies nakom. Christus plus, hou rekening met hemelse wesens en ander geestelike magte. En jy weet, dit is eintlik nie so vreemd nie, want ons kry dit vandag nog, nee. Mense voeg vandag nog 'n plus by Christus. Ons sal nou byvoorbeeld sê, ek kan nou dink, vroeër jare sê julle onthou, as jy regtig gered is, moet jy in tale kan praat. Onthou jy daar, en die hele kwessie om die doop. Mens kan nie as 'n kind gedoop word, jy moet groot gedoop word. Dan sê jy eers gered, nee. Christus plus spreuke in tale, Christus plus groot doop. 'n Mens moet so versigtig wees, nee, om nie iets by Christus by te voeg nie. Ons ken almal sulke mense. Die ouens wat die hele sal preek en sê, jy moet dit doen, en jy moet dat doen. Ken julle sulke mense? En jy moet dit doen, nee. So asof Jesus nie genoeg vir ons gedoen het nie. Asof dit nog, of daar nog iets ontbreek. Jy kry die idee. En vir Paulus is dit 'n groot probleem. Hy sê, mense, julle is op die verkeerde weg. En hy begin deur te verwys na die loflied in Kolossense 1. Ek het dit nou nie gelees nie. En dan gebruik hy dit as vertrekpunt vir sy oproep aan hierdie gemeente om hulle hele lewe, hulle hele bestaan te fokus op Christus en Christus alleen, niks anders nie. Die lied begin deur te sê, God het ons uit die mag van die duisternis weggeruk. Dit sê iets van die houvas, nee. Hy het ons verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur die skuldvergifnis wat ons ontvang het. Die seun, sê die lied, is die beeld van God wat ons nie kan sien nie. Hy is die eerstgeborene van die skepping. Deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel, op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge. Of dit nou koninklike of heersende magte is hier op aarde, owerhede of gesagvoerders, alles wat bestaan is deur hom geskep. Hy het voor alles bestaan en hou alles in die heelal in stand. Met ander woorde, niks in die heelal kan met hom vergelyk word. Amper dieselfde as die lied in Filippense 2 waaroor ons verlede week gepraat het. Jy onthou die lied, né? Nou dat Christus verhoog is daar aan hom 'n naam gegee bo alle name. Verwys na hierdie geestelike magte. En nou moet alles in die heelal die knie voor hom buig en bely, Jesus Christus is die Here en net hy. Net mooi alles, of dit nou in die hemel of op die aarde is deur hom gemaak. Of jy dit kan sien, of jy dink dit is sterk of nie, of jy nou daarvoor wil neerval, en dan bid maak nie saak nie, onthou alles is deur hom gemaak. Hy is magtiger as enige iets wat bestaan. Deur sy dood en opstanding, het hy al hierdie bonatuurlike magte totaal en al verslaan. En daarom het hulle nie meer 'n invloed op ons nie. Ons hoef nie vir hulle meer bang te wees nie. Hulle kan ons nie meer kwaad doen nie. Ons hoef nie meer met hulle rekening te hou nie. En dan gebruik hy hierdie beeld, baie bekende gesig in die antieke wêreld. As hy sê, Christus het hierdie bonatuurlike magte ontwapen en hulle in die openbaar tot skande gemaak toe hy hulle in 'n triomftog meegevoer het.
So het hulle gemaak in die antieke tyd. As twee generaals teen mekaar geveg het die een wat gewen het, wat geseëvier, so 'n triomftog gehou, né? Ek dink nou aan Julius Caesar, né? Julle het al daai prentjies gesien. Hy is hier voor in sy strydwa en die skare is juig en hier agter in hierdie triomftog is die ouens wat oorwin is. Hulle is in kettinge. Hulle word in die openbaar gespot en vertoon. Nou sê Paulus, net so strompel al hierdie bose magte waarvoor julle bang is en wat julle wil vereer, magteloos en in kettinge agter Jesus die oorwinnaar aan. Hierdie magte waarvoor julle bang is uitgelewer aan die spot van mense in hierdie triomftog. En ek en jy is ook deel van hierdie triomftog van Christus. Ons deel in sy oorwinning. Daarom sê Paulus op talle plekke in die Nuwe Testament, in alles, wat ook al kom of wat ook al gebeur, in alles is ons meer as oorwinnaars. Een ding weet ek, vas en seker sê hy, niks kan ons ooit van die liefde van Christus skei nie, nie dood of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag, of ons kommer oor môre nie, ook nie bo-aardse dinge nie. Ja, daar is hoegenaamd niks daarbo of onder in die of elders in die skepping wat ons ooit weer sal skei van die liefde van Jesus Christus ons Here nie. Daarom sê hy ook, die gedeelte wat ons gelees het, moenie laat mense nou vir julle sê, julle moet rekening hou met die magte nie. Omdat hulle nou sekere visioene gesien het nie. Moenie laat hierdie mense julle van hierdie oorwinning waarin julle deel beroof nie. Julle het saam met Christus hierdie bonatuurlike magte afgesterf. Waarom is julle dan nog steeds gebonde aan voorskrifte soos moenie daaraan vat of proe of raak nie? Dis alles dinge wat gebaseer is op mensgemaakte voorskrifte en leringe. En hoewel hierdie voorskrifte met hulle selfopgelegde, godsdienstige, geveinsde nederigheid en liggaamlike kastyding die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos en ook heeltemal oorbodig, want wat Christus gedoen het, is genoeg, is volkome. Dit was die een groep, en daar was nog 'n ander groep ook. Jy moet nou onthou, in die destydse antieke wêreld, en veral die Jode het die wêreld verdeel in twee. Hulle het gesê, kyk, daar's Jode, en dan's daar nie Jode. Dis nou die heidene. Nou het daar van die Jode tot geloof in Jesus gekom, nie almal nie, maar wel, en natuurlik vanuit die heidenasies, die nie-Jode. Nou het hierdie Joodse gelowiges gesê, dieselfde argument, wat ook daarop neerkom dat jy nou weer iets by Christus moet voeg. Kyk, jy moet besny word. Dis mos nou 'n Joodse gebruik, En jy moet die wet van God onderhou, eers dan is jy gered. Paulus het sy lewe lank hierteen 'n stryd gevoer. Nie net in die gemeente nie, maar in al sy gemeentes. Hy het gesê, kyk man, jy hoef nie 'n Jood te wees, of 'n Jood te word, om gered te word nie. Of jy nou besny is of nie, is onbelangrik. Dis nie meer ter sake nie, want in Christus is daar nie meer onderskeid tussen Jood en nie Jood nie. Jy ken daai baie bekende teksvers om te sê, waar hy sê, omdat julle aan Christus behoort, is julle nou deel van God se nuwe familie. En binne hierdie familie maak dit nie saak aan watter volk jy behoort nie. Wat jou status is of wat jou geslag is nie. Hier gaan dit nie oor of jy 'n Jood of 'n Griek is nie, of jy 'n slaaf of 'n baas is, 'n man of 'n vrou is nie.
Binne God se nuwe familie is almal gelyk. Maar buitendien, sê Paulus, die van julle wat nou so aandring op die besnydenis, gelowiges is wel besny, maar nie met die besnydenis deur mense hande nie. Nee, hy verwys nie na die gebruik dat Joodse seentjies op die 8ste dag na hulle geboorte besny is nie. Nou, hy praat hier geestelike besnydenis. Weereens 'n teken dat ons in hom verbind is, né? En hierdie besnydenis in Christus wat ons ontvang het, bestaan in die wegneem van ons sondige natuur. Ons was dood as gevolg van ons oortredings, omdat ons sondige natuur nog nie letterlik weggesny is nie. Maar God het ons lewend gemaak deur hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy klagte teen ons uitgewis en dit volkome weggeneem toe hy dit aan die kruis gespyker het. Dis al wat belangrik is. Ons hoef niks daarby te voeg nie. Ons hoef nie onsself te probeer red nie. Ons is maar so, nee. Mense wil altyd kyk of jy nie iets self kan doen nie. Ons hoef nie alle reëls en regulasies en wette te probeer nakom nie. Al wat ons moet doen, is om in verbondenheid met Christus te lewe. En nou gebruik Paulus hier twee baie treffende beelde om dit te illustreer. Hy sê, ons is in Christus gewortel. Ons is op hom gebou. Soos wat 'n wortel noodsaaklike voedingsstowwe vir 'n plant opneem, né, en die plant anker. So is ons in geloof aan Christus gewortel. En soos 'n gebou geanker is op sy fondament, so is ons op Christus as fondament gebou. En dit is die effek van Jesus se opstanding op ons lewens. Die effek is, ons het saam met hom gesterf en opgestaan. Daarom is ons dood vir die sonde. En natuurlik bedoel Paulus dit nou nie letterlik nie, as hy sê ons het saam met Christus gesterf en opgestaan. Dit is simbolies. Ek dink dis duidelik vir almal, né? Maar wat hy hiermee wil beklemtoon is ons verbondenheid met Christus. Ons ou sondige bestaan is weggesny, is vergoed dood, is mors dood. Ons het saam met hom opgestaan tot 'n nuwe lewe. So, hoewel dit net simbolies is daar tog iets werkliks daaromtrent. Het saam met hom gesterf en opgestaan, nie letterlik nie, simbolies, maar dit het tog iets in my lewe laat gebeur, iets werkliks, iets wat ek kan beleef. Dit het 'n invloed op hoe ek lewe. Daai sondige mens wat ek was, daai mens wat in die mag van die sonde was, 'n slaaf van die sonde, is kant en klaar, dood en begrawe. Daarom is ons nie meer slawe van die sonde nie. En dis die effek wat die opstanding op ons lewens het. Broers en susters, as Christus nie 'n invloed op ons lewenswyse het nie, dan help dit nie dat hy opgestaan het uit die dood nie. En dan het hy verniet vir ons gesterf en opgestaan. Amen.